Broers, susters, liewe familie, goeiemôre. Die van u wat ek nog nie gegroet het nie. Het is vir my 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier as gemeenskap van gelowiges by mekaar te kom. Maar natuurlik is die omstandighede vir my ook nie lekker nie. En daarom wil ek in die eerste plek van die geleentheid gebruik maak om weer my medelee met u as familie uit te spreek. Ek het dit ook vir die familie gesê, ek is iemand wat glo dat vir elke gelowige is die Heilige Gees gou om te troos. En hy hou nie op om te troos, voordat daardie troos nie genoeg is nie. En ek wil ook vir u sê, vir my voel dit ook so half onwerklik, want ons het daaroor ook gepraat, die 15de Desember, met die troue, het ek en ou Callie nog grappies gemaak, en ek het vir die familie ook gesê, ek weet nou nog nie, wie skuld vir Christa R100, is dit ek wat daar die R100 skuld, of is dit Callie wat daar die R100 skuld, nie, maar so mens was hy gewees. Altyd situasie laat oplewe, en die beste van 'n slegte, ek bedoel nie dit was 'n slegte saak gewees nie, die beste van 'n minder lekker saak, of dalk 'n ongerieflike saak, hoe ek het ook al kan te maak. Ons is ook vanoggend hier by mekaar om troos te kry uit die woord van die Here. En daarom is daar geen twyfel by my dat die Heilige Gees ook in elkeen se hart so sal preek, selfs die wat dit nie wil hoor nie. Want die Heilige Gees is magtiger as enige mens of enige iets op aarde. En as hy wil hê jy moet luister en hoor, dan sal jy luister en hoor. Mag die woord van die Here dan ook geseënd wees vanoggend. Ek wil graag vir ons lees van die begrafnisbrief af. U het dit gekry, gedruk op die blaadjie. U kan saam met my lees, in liefdevolle herinnering aan Karel Sebastian Landsberg, sommer net Callie, soos wat ons hom geken het. En by die begrafnisbrief sal u sien aan my man, ons pappa, my seun, ons broer. Dankie vir die diep spore wat jy in ons harte en lewens gelaat het. Jy sal altyd met liefde in ons harte gekoester en onthou word. Ons voel dat alles nie vir jou verby is nie. Jou reis het pas begin. Die lewe hou soveel fasette in. Hierdie aarde is net een daarvan. Jy rus nou in 'n plek van warmte en gemak, waar daar geen dae, jare of pyn en hartseer is nie. Jy sal altyd lewendig bly in die harte van diegene wat so deel was van jou lewe. Jy was so geliefd en bemind. Ek wil vra dat ons sal begin met die woorde sing, woorde van Psalm 119, pragtige woorde, vers 39 en ook vers 63. Heer, u woord is my 'n fakkel, wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verjaag. So pragtig het die geliefde Tosius dit uitgedruk uit Psalm 119, want dis net die lig van Jesus Christus wat die duisternis kan verdryf en ons die waarheid kan laat sien. Kom ons staan wanneer ons sing, wanneer ons klaar gesing het, kan u weer u sitplekke inneem. Heer, u woord is my 'n fakkel, wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verjaag. Ek gesweer
Heer, deur U ontferming, dit bevestig ek my van 'n wêreld nag omgewing, deur die lig langs wil laat lei. Heer, ek is 'n skaap verlore, in die wildernis verdwaal. U my Heer en herder bin, dat U my tog wil kom haal. Soek my, bring my weer U dienaar, wat in al sy harte leef. Al sy teenhede U gebooie nie vergeet. Ek wil graag vanoggend uit die woord van die Here vir ons lees uit die Nuwe Testament, die brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Kolossense 3, en ek gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 17, teksverse waar rondom ons gaan konsentreer, is vers 15 en vers 17, maar as ons klaar gelees het, sal ek dit weer 'n keer vir u lees. Dit is ook, wil ek bysê, die keuse wat die familie gemaak het vir skriflesing of vir 'n teks vanoggend. Maar voordat ons, broers en susters, hierdie gedeelte uit die woord van die Here lees, kom ons bid eers saam. Almagtige Here en Hemelvader, dankie dat ons u vanoggend, al is dit met seer harte, kan aanbid as die groot en ewige God. Want U het weer 'n keer vir ons kom wys hoe dat U tyd nie ons tyd is nie. U het weer 'n keer vir ons kom wys, Here, hoe dat U bokant tyd is, juis omdat U tyd geskaap het. U het weer 'n keer vir ons kom wys, hoe dat U die een is wat lewe gee, maar wat ook lewe neem. Daarom, Here, wil ek diep voor U buig, en ek wil by U kom pleit, dat U dit sal stilmaak in ons gedagtes, sodat ons harte ook oop en ontvanklik sal wees vir die prediking van U Heilige Gees. Daarom bid ek, Heer, dat U Heilige Gees tog kragtig in elkeen van ons so sal werk, dat ons troos sal hê oor ons eie lewens voor U. En dit bid ek in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Kolossense 3, ek lees vanaf vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Daarom moet julle daardie deel van julle lewe, wat op die aardse gerig is, doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, wellus en slegte begeertes, en ook gierigheid, wat afgodediens is. As gevolg van sulke dinge, kom die toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae: woede, driftigheid, kwaadwilligheid,
lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Nie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis na die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skiteer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar, en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon, leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Ons lees dan vanoggend net tot sover vers 15 en vers 17 lees ek graag weer vir u. Daar staan geskryf verder: laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep, en wees dankbaar. En wat julle ook al doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Dit dan vanoggend die wonderlike woord van die Here, soos wat ek gesê het, mag dit geseënd wees in elkeen van ons harte. Broers en susters, liewe familie, jy sal met my saamstem dat vers 15 'n mens goed troos as dit sê, laat die vrede van God in julle harte wees, of heers, en wees dankbaar. 'n Mens kan daardeur gesus word. Mens kan daardeur liries raak, of liries raak daaroor. Maar ek wil vanoggend vir u sê, die van u wat my nie ken nie, ek is maar geen voorspoeds teoloog nie. Ek sou vals wees as ek nie hierdie vrede van God verduidelik nie. Ek sou vals wees, my liewe broer en suster, as ek nie die ware evangelie verkondig nie. Die woord van die Here mag nie net sustend wees nie. Dit moet troos. En die uiteindelike troos moet nie so seer gaan oor iemand anders se lewe nie, maar oor jou eie lewe. Aan Callie se saligheid kan ons niks doen. Ons glo dat die eerste dinge vir hom verbygegaan het en dat hy in die paradys is by die Here Jesus. Uiteindelike troos gaan oor jouself. Het jy troos oor jou eie lewe? Wanneer jy iemand ontmoet, vir die eerste keer met 'n persoon te doen kry, kan jy alreeds agterkom of Christus 'n realiteit in daardie persoon se lewe is. Ek bedoel nie, jy kan by alle mense met sekerheid agterkom dat hulle gelowig is nie, maar die merke, die tekens, die spore is daar. Net die woorde, die manier of die stemtoon van mense sê alreeds iets van iemand se identiteit.
En wanneer so 'n persoon se identiteit in Christus gevestig is, dan kan dit nie anders as om te realiseer in daardie persoon se dade nie, se woorde en gedagtes nie. En kort probeer ek sê, as jy sê, jy glo in Jesus Christus as jou enigste verlosser en saligmaker, dan moet jou hele lewe dit kan wys. Nie kan wys nie, jou hele lewe moet dit wys. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, verduidelik Paulus, natuurlik onder inspirasie van die Heilige Gees, want Paulus sou nie kon skryf as die Heilige Gees hom nie geïnspireer het nie. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, verduidelik Paulus en die woord van die Here sê vir ons hoe 'n kind van die Here se lewe moet lyk. En dit begin broers en susters, soos wat ons gelees het, met die opdrag om die dinge wat daarbo is te bedink en nie die dinge hier op aarde nie. Dit vaar uit teen die verkeerde en die sondige lewe, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, woede, boosheid, leuns, skandelike taal. Want hierdie gedeelte, broers en susters, is sekerlik een van die gedeeltes in die Bybel wat 'n nuwe identiteit in Christus die beste beskryf. Jy staan met jou lewe voor God. Dis aan hom wat elkeen van ons eendag sal moet rekenskap gee. En daarom die vraag, wat getuig jou woorde en jou dade van dit wat in jou hart aangaan? Want dit wat jy vir die wêreld wys in jou optrede en met dit wat jy sê, is dit wat in jou hart aangaan. Aanvanklik is die vraag gevra, het jy troos oor jou eie lewe? Maar nou ontwikkel dit 'n bietjie verder. Word jou identiteit deur Christus gevorm? Jy sien, my liewe broer en suster, en miskien het party van u my dit al gehoor sê, te veel mense dink, as hulle iewers in 'n kleuterskool of in 'n sondagskoolklassie van Jesus gehoor het, maar net van hom gehoor het, dan sal hulle hemel toe gaan, die dag as hulle te sterwe kom. Ek wil vanoggend vir u sê, daar's baie mense wat slegte verrassings gaan kry. En daarom wil ek graag die waarheid van die evangelie verkondig. Die Bybel sê baie beslis nie, as jy iewers al Jesus se naam gehoor het, of as jou pa of jou ma kleintyd darm vir jou 'n Bybelstorie so nou en dan gelees het, dat jy met sekerheid hemel toe sal gaan nie. Die Bybel sê, jou lewe sal dit wys. Maar wys, my liewe broer en suster, is ook nie goed genoeg nie. Want mense kan moreel reg leef, met, bygesê, Bybelse waardes leef, maar steeds nie glo nie. 'n Mens wat glo, se lewe wys veral dat hy of sy toegewyd is aan die dag van die week waarop die Here Jesus uit die dood opgestaan het. Dit is tog die merker vir die ewige lewe, nie waar nie, is die feit dat Christus fisies opgestaan het uit die dood. En dit moet gevier word, as dit vir jou belangrik is. Elke week, wel, elke dag van die week, moet dit gevier word. Hierdie gedeelte, broers en susters, praat nie net van sonde wat vermy moet word nie. Dit sê vir ons hoe 'n kind van God is, of hoe 'n kind van God optree. Vergewensgesind, jy sien vrede by hulle. Meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld en sommer baie liefde. En laat ek vanoggend vir u sê, ek het nie vir Callie so goed geken
soos wat hierdie familie vir Callie geken het nie. Maar hierdie dinge kon ek by hom waarneem. Met die bietjie wat ek hom geken het, vergewensgesind, vrede, meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, liefde. Net soos wat vers 15 sê, laat die vrede van God in julle harte wees en wees dankbaar. Paulus skryf ook oor hierdie saak, weer 'n keer natuurlik onder inspirasie van die Gees, skryf ook oor hierdie saak vir die gemeente in Efese. Efesiërs 4 vers 31, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. En teenoor die vrug van die Gees om kwaad te word en te skree, hoort nie by 'n Christen nie, hoort nie by 'n kind van die Here nie. So sê die Bybel, nie ek nie, die Bybel sê so. En miskien moet ek dalk net verduidelik waarom dit so moet wees. Wat verander jou om so 'n lewe te lei? En ek weet dat dit vir baie van u waarskynlik genoeg is om te hoor die woord van die Here sê, so moet jy leef en dan leef jy so. Maar daar is ook baie mense wat vanoggend sal vra, maar hoekom? Hulle soek 'n bietjie meer insig. En dit, my liewe broer en suster, begin by die Heilige Gees, wat in 'n mens werk om tot inkeer te kom. En wedergeboorte vind plaas. Ons moet weet, dit kom van God af. Die mens besluit nie sommer op 'n dag in of na 'n krisis, ek gee my hart vir die Here nie. Die Heilige Gees, so sê die woord van die Here, die Heilige Gees kom en hy gryp daardie hart. Dis die Heilige Gees wat vir Christus uit die dood opgewek het. Goed, ons weet Christus en die Gees is een. Maar daarom sê die Bybel verder, die mens is dood in die sonde en word opgewek deur dieselfde Heilige Gees. En daarom sê Jesaja 49 vers 16 onder andere, ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Nou praat die woord van die Here met mense wat wedergebore is. En daarom begin vers 1 wat ons gelees het om te sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie die dinge wat op aarde is nie, want julle het gesterwe. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat beteken hierdie, want julle het gesterwe? Die ou mens, die sondige mens, die wêreldse mens het dood gegaan met wedergeboorte. En die nuwe mens in Jesus Christus is opgewek. Maar nou, al is 'n mens wedergebore, beteken dit nie dat jy glad nie meer sonde doen nie. Dit is tog so, ons weet dit almal. En dis waarom die woord van die Here verder sê, dit sê die wat wedergebore is, moet verantwoordelikheid neem om te soek na die wil van die Here, om die wil van die Here na te streef. En daarom sê vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Kan ook nie anders nie, my liewe broer en suster, uit 'n geloofsoogpunt maak dit logies sin, want dit is die vrug van die Heilige Gees. So terloops, het jy al ooit skuldig gevoel, omdat jy gedink het, nadat iets gebeur het, gedink het, ek was dalk nie so nederig nie, of ek was dalk nie so
geduldig nie. Hoekom voel jy skuldig? Dis die Heilige Gees wat in jou werk om jou ongemaklik te laat voel. Want jy sien, die Bybel sê, die woord van die Here sê, ons vlees en ons harte is in stryd met die Heilige Gees wat in ons woon. Hy wil nie hê ons moet verkeerde dinge, bose dinge doen nie. Maar die belangrikste elemente van ons geloof, wat ons harte roer en wat ons laat reageer, word in vers 17 genoem. Ek gaan dit weer 'n keer lees. Dit sê, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Hoekom in die naam van Jesus Christus? Omdat die Here Jesus toe hy op aarde was, so duidelik gesê het, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Hoekom het ons die Vader dank in woord en daad? Omdat hy die een is wat ons so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, geoffer het, vir ons rekening van sondeskuld. Hy het met sy lewe, met sy bloed, het hy daarvoor betaal. Ek sê nie almal wat vanoggend hier sit, is wedergebore nie, want ek kan nie sê nie, ek kan nie oordeel nie. Maar wat ek kan sê is, dat iemand waarskynlik wedergebore is, as hierdie dinge, die sondige, die bose dinge, in sy of haar lewe ontbreek, nie daar is nie. En mense wat daarteen stry, so sien ons maar, dis ook tog voor die hand liggend. Want elke mens met 'n diepe besef van dankbaarheid oor dit wat God die Vader vir ons gedoen het in en deur Jesus Christus, probeer dit, die sonde uitwis uit sy of haar lewe. Vers 5 het dit ook gesê, julle moet daardie deel wat op die aardse gerig is, doodmaak. Dis onsedelikheid. As hier dalk mense is wat nie verstaan wat beteken die woord onsedelik nie. Dis dinge soos pornografie wat jy sit en kyk. Dis dinge soos seks buite die huwelik. Wat deesdae rekreasioneel geraak het. Onreinheid, wellus, slegte begeertes, gierigheid. Vers 8 het gesê, raak ook van hierdie dinge ontslaaf, woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering, onwelvoeglike taal. Tel gehoor hoe praat mense. Tel gehoor hoe sing sangers. Die woorde wat hulle gebruik. Ek raak yskoud as ek hoor. Mag die Heilige Gees elkeen troos oor Callie se lewe. Maar mag hy elkeen veel eerder troos oor sy of haar eie lewe voor die Vader. Mag hy ons so lei dat ons altyd die vrede van God sal ervaar en altyd dankbaar sal wees oor Christus se deel in ons lewens. Amen. Ons bid saam. U is 3 keer heilig, Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Een God. Ver bokant ons begrip en verstand. Want net die manier hoe U met ons werk, Here, dit maak ons nederig.
En dit wil ons laat vra, wie is ek, dat U aan my dink? Wie is ons, dat U aan ons dink? Ek wil vanoggend kom intree vir elkeen wat so hartseer is. En ek weet, Here, dat daar al soveel gebede vir hulle opgegaan het. Maar ek kom pleit by U, gee dat dit ook 'n lieflike reuk voor U aangesig sal hê. En ek vra met vrymoedigheid, dat U harte sal ophef, dat U siele sal verkook, dat U Heilige Gees in elkeen van ons die onderskeidingsvermoë meer en meer sal gee, sodat ons U wil sal soek en U wil sal doen. En ek kom pleit ook by U, Here, as hier harte is wat U nog nie gegryp het nie, dan bid ek dat U deur U Heilige Gees daardie harte sal gryp vir U koninkryk, sodat almal van ons vrede sal hê, sodat almal van ons sal jubel en sal juig in dankbaarheid teenoor ons Here Jesus Christus. Ek wil U weer 'n keer kom dank vir Callie se lewe en die mens wat hy was. Dankie, Here, dat U hom op soveel verskillende maniere gebruik het in U koninkryk. Om 'n kind te wees, om 'n broer te wees, 'n swaar te wees, om 'n man vir Sanet te wees, om 'n pa vir kinders te wees, vir skoonkinders. Dankie, Here, dat hy sommer net ou Callie was, wat dikwels die lewe so kon opvrolik. Bid dat U met ons sal wees die res van hierdie dag, die dae, die weke, die maande wat voorlê, waarin sy plek leeg gaan wees en waarin sekere besluite geneem moet word. Want Here, ons lewens gaan aan. U laat dit aangaan. Daarom kom bid ek dat U daarin ook vir hulle krag sal gee. Dat U daarin ook vir hulle wysheid en insig sal gee. Sodat hulle altyd U wil sal soek. Maak nie saak wat hulle dink of sê of doen nie. Dit bid ek in die wonderlike en heilige naam van Hom wat die graf en die dood oorwin het, wat sit aan U regterhand en wat ook daar by U vir ons intree, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons sluit af met Gesang 95. Onse Vader, ek vra dat U weer sal staan wanneer ons dit bidend en natuurlik sing. En wanneer ons klaar hierdie gebed gesing het, dat U weer ook U sitplekke sal inneem,
sodat ons die verrigtinge in die kerkgebou verder kan neem. Ek gaan dan nou geleentheid gee vir Johan Landsberg om die bedankings namens die familie te doen. Ek hoop jy kan my hoor. Gun my die geleentheid om 'n paar bedankings te doen namens die familie. Ek wil eerstens vir Dr. Deedrey van Wyk van Lichtenburg dankie sê vir wat sy vir Callie gedoen het hier in Lichtenburg, totdat hy oorgeplaas is na Klersdorp toe. Golden Eye ambulansdienste van Lichtenburg wat hom vervoer het. Ons sê vir julle baie dankie en ook vir die personeel wat gekyk het na hom tydens die rit. Dan wil ons vir Dr. Morney Maree wat hom ontvang het in Klersdorp baie dankie sê, dokter, vir dit wat jy vir hom gedoen het. Ek dink nie dit was maklik nie, maar ek dink die familie waardeer dit. Wilmet Park Hospitaal en die ICU en die verpleegsterspersoneel van Klersdorp, dankie vir julle gewillige diens. In besonder wil ons 'n paar name uitlig hierso van Suster Alida, Suster Jolandi, Suster Mia, Suster Dawn, vir die professionele, maar ook die liefdevolle diens wat hulle aan hom gegee het en hom versorg het en altyd gemaklik gehou het. Dankie vir julle. Dominee Soys Meyering, ons sê vir u baie dankie vir die hospitaalbesoek wat u gedoen het, ook die huisbesoek by die familie, ook besondere diens vir vandag. Ons sê vir u baie dankie daarvoor,
vir die woord wat U vir ons gebring het. Dominee Rian van Vieren, van ouma, wat ouma mooi bygestaan het, met die nuus van 'n geliefde kind wat nie meer daar is nie. Ons wil dankie sê aan Prestige Ondernemings en ook Roet begrafnisdienste vir die ter aarde bestelling en die reëlings en die bystand en alles wat daarmee gepaard gaan vir vandag se verrigtinge. Dankie vir julle. Die susters van die APK Kerk in Lichtenburg vir die eetgoedjies, die koffie en die tee wat ons hierna gaan geniet. Baie dankie vir julle. NutriFeeds, bestuur en personeel vir al julle omgee, ondersteuning, hulp en ook die daaglikse etes wat julle voorsien het. Dankie ook aan elkeen van julle wat so 'n belangrike deel van Callie se lewe was. Dan wil ons dankie sê aan elke boodskapie, oproepie, wat ook al, op watter manier jy dit gedoen het. Baie, baie dankie aan elkeen wat so 'n boodskapie gestuur of gesê het. Dankie. Spesiale dank aan die familie, vriende en kollegas wat vandag hier is. Asook die geliefdes wat baie ver is en dis ingeskakel gaan word deur livestream. So ek neem aan hulle het dalk hierdie diens waargeneem en gesien oor livestream. Baie dankie. Ouma Hannetjie, ek dink Sanet wil vir jou dankie sê vir die wonderlike man, pa, wat Callie was vir haar en haar kinders, wat deur jy en hom Joors groot gemaak is. En ek sê vir julle baie, baie dankie daarvoor. Ons weet, ouma gaan hom mis, sy mooi omgee teenoor ma, sy lekker terg en lag, weet net, hy was baie lief vir ma. Callie se gesin, Sanet, Charles, Janay, Pieter, Charlene, julle was sy hele lewe. Sy trots waaroor hy baie met liefde gepraat het. Hy laat net die mooiste mooi agter in julle harte. Dankie vir julle kinders. Pieter, Christa, kinders en Marinay, vir julle ongelooflike spesiale band, vir omgee en bystand, vir elke Saterdag se braai waar Callie kon leef, kon kuier, kon lag. Ons as gesin wil net baie dankie sê vir alles. Die Here onse Vader word bedank hier vir die 62 jaar wat hy vir Callie vir julle geleen het. Maar gelukkig kan ons vandag net sê, totsiens en nie vaarwel nie, tot ons weer ontmoet. Die besondere band van sy seun, broer, pa, man, vriend, wat ons so baie lief gehad het. Hy het 'n besondere band gehad met almal, al sy kinders, sy familie, sy ma. En ja, dankie daarvoor. Hy was so 'n spesiale mens
wat baie se lewens aangeraak en verryk het. En dit laat 'n baie groot leemte, wat ons nooit kan vul nie. Jy is te vinnig weg, maar die Here se wil het geskied. Ek sê vir u baie dankie vir die tyd wat u my gegee het. Nou wil ek net vir Johan van Sail van die CBH vra om 'n paar woorde te sê. Baie dankie. Oeps. Dan begin ek met dit. Ja, baie dankie. Dankie vir die wonderlike voorreg ook. En dit is 'n eer vir ons iets moois te kan sê oor Mkali. So hy was deel van ons as 'n familie in Nutrifiets gewees. So wanneer iemand doodgaan en ons hulle lewe vier en hulle vereer, is dit nodig om stil te staan by daardie lewe en iets oor hom te soek wat ons kan inspireer. Asook om te kan motiveer om beter te kan wees. Om vandag dit te doen, verg nie baie nie. Ek kan net eenvoudig die naam Karel Lansberg sê, en almal wat hom geken het, sal inspirasie en motivering uit daardie naam kan put. Mkali, jou tyd se wyser is afgebreek. Ons staan nou eers bietjie stil, net vir jou. Die voorbeeld wat jy gedoen het, en wat opkyk en aanhou, die beklei vir wat reg is, ten spyte van die moontlike nagevolge, om altyd mense belangrik te laat voel, en om die beste uit mense uit te bring. Dit was soms rof, dit was soms baie rof, maar yster word in vuur gesmee, deur yster. Dankie vir al die afdrukke, wat jy in ons lewens agtergelaat het. My oom, ons het nodig dat jy weet, hoe merkwaardig jy vir ons was, vir ons is en hoe ons in die toekoms kan terugdrink oor 'n man onder seuns. 'n Man wat diep spore in die vee-industrie getrap het, waar almal lof van hierdie yster kan praat. Nutrifiets het vir Mkali gaan steel by Feedpro, omdat ons geweet het dat hy ons doelwitte sal kan laat bereik. Hy het Nutrifiets gehelp om 'n reuse sukses van ons aanleg in Mafeking te maak, waarna hy toe gevra was om in Lichtenburg te kom uithelp, wat hy ook vir ons 'n groot sukses gemaak het. Mkali het tot op die laaste dag toe nog beklei, om by die werk te wees, al was hy siek gewees, om ook om sy lewenspassie uit te leef. Dit was vir hom baie belangrik gewees, om mense te sien groei en 'n sukses te maak, nie net vir Nutrifiets nie, maar ook om ander toe te rus vir hulle lewenspad vorentoe. My oom, die dood het jou skielik kom haal, saggies kom haal, sonder lang lyding. Jy was die eendag nog hier, en toe is jy skielik weg. 'n Man, 'n pa, 'n oupa, 'n vriend en 'n kollega. In die lewe vandag steek ons 'n kers aan, ter ere van 'n asem wat jy uitgeblaas het. Maar verheug ons oor die ster wat nou in die hemel is. Baie dankie. Broers, susters, kan ek net bietjie meer duidelik maak? Ons gaan na afloop van die verrigtinge hier by die kerkgebou eers saam met die ondernemer vir die ter aarde bestelling, en dan na afloop van die ter aarde bestelling, dan kan u saam met die familie eetdingetjie en 'n drinkdingetjie kom geniet hier in die kerksaal, is net hier langsaan. Ek wil dan nou die name van die draers vir u uitlees. Das draers tree op: Karl Landsberg seun, Pieter Rex seun, Pieter van Vieren Swaar, Frans Landsberg broer, Org Landsberg broer, Marnus van Tonder susterskind. Ek gee dan nou oor aan die ondernemer om die familie eerste uit die kerkgebou uit te lei.
Vriende, almal net bietjie nader staan asseblief. Vriende, ons gaan nou 'n laaste eerbetoon doen vir die wat daarna voel, vir die plaas van 'n blom op die kus. Ons gee die naaste familie eerste kans. Nog enige iemand wat daarna voel? Nog enige iemand? Geliefde broers en susters, dit is vir ons 'n hartseer dag, want die Here het 'n geliefde uit ons midde weggeneem. En waar ons nou afskeid neem, hoef nie een van ons wanhoopig te wees nie. Die Here Jesus het self gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Deur Christus se dood het ons saam met hom die graf ingegaan, en deur sy opstanding het ons saam met hom die dood oorwin. En daarom kan ons as kinders van die Here ook tereg saam met Paulus vra, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Kom ons bely dan nou ons geloof in die drie enige God, deur die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, waarin ek vir u sal voorgaan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees,
en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelvader, hoe wonderbaar is U nie oor die ganse aarde nie. Here, want U hou dan die aarde in U hand, die hemel gewelf. En ons kan nie anders as om U te loof en te prys vir U grootsheid nie. Maar Here, U weet, omdat U diep in ons harte kan inkyk, omdat U Heilige Gees vertaal wat in ons harte is, by U in die hemele daarbo, weet U, dat dit swaar is, dat dit moeilik is. Here, U sien die trane, U ken die bekommernisse dalk van harte, U ken as daar worstelinge mag wees. Daarom bid ek, gee vrede, Here. Gee vrede in daardie harte. En as daar harte is wat stikkend is, dan bid ek dat U dit gesond sal maak. Want U is tog immers die groot geneesheer. Waar ons hier uit mekaar uit gaan, Here, bid ek dat nie een van ons wanhoopig sal wees nie. Dat ons nie sal treur soos hulle wat sonder hoop is nie. Maar dat ons oë sal oprig na U in die hemel en sal weet, U is die ewige lewe. Dit bid ek dan ook in die naam van ons Koning, ons Verlosser en Saligmaker, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.